Goeiedag, Johan Grobler hierso. Ek wil begin deur bietjie praat oor my ondervindinge in die weermag. Dis eintlik al meer as 50 jaar gelede. Ek gee nou my ouderdom weg, ek weet. Maar ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n company samajoor gehad wat 'n nogal harde man was hoor. Hy is nie iemand wat ek sal beskou as geduldig, vredelievend, sagmoedig en daai tipe van ding nie. Hy is nie ook nie iemand wat ek sou beskou as een wat die Bybel vreeslik ernstig opgeneem het nie. Hy het ons dikwels gevloek soos ek lanklaas mense gehoor vloek het. En ons gedreig, ons was bang vir hom. Maar as ek net gesê, hy sal nie sommer een wees wat jy sal dink sal die Bybel aanhaal nie, maar daar was een vers in die Bybel wat hy wel gereeld aangehaal het. En dis daardie stukkie wat sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. En dit het hy dikwels gesê, wanneer ons droog gemaak het, of nie as hy standaarde voldoen het nie, en dan moet ons aantree in die middag vir strafparade, en soos ons daai tyd altyd gesê het, ons gaan af, chop. Maar daardie woorde, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit het erg geklink. En dit is die stukkie in die Bybel uit wat hy aangehaal het, en dit is al Bybelvers wat hy ooit aangehaal het. Het is my nogal interessant dat hy nou van al die vers in die Bybel dit sou aanhaal, maar dit was nou maar, dit was daai tyd, toe ek in die weermag was met die company samajoor. So, hierdie uitdrukking, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Hoe pas dit nou in, want jy het my miskien al gehoor sê dat ek glo nie, die Bybel leer ons dat daar 'n hel is waarin mense vir ewig gaan brand nie. Dit is nie wat ek in die Bybel vind nie. En hoe pas dit dan in? Waar is daar dan 'n vers is wat sê, daar is 'n geween geknars van tande, wat dit is in die skrif. En trouwens is Jesus wat dit daai uitdrukking gebruik het. Jesus het 'n uitdrukking gebruik. Die boek van Matteus word ten minste 6 keer genoem. Ek kan vir julle sê, dit is in Matteus 8 vers 12, dit is in Matteus 13 vers 42, en dan ook vers 50, Matteus 22 vers 13, Matteus 24 vers 51, en Matteus 25 vers 30. Dan is ook geval in Lukas, maar dit is eintlik maar 'n herhaling van een van daardie wat in Matteus is. So, 6 keer word dit genoem in die boek van Matteus. Jesus wat praat en sê daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Nou hoe pas dit in as ek dan nou sê daar is nie so iets soos 'n hel waar mense vir ewig gaan brand nie? Wat beteken hierdie woorde dan? En om dit te verstaan, moet ons verstaan dat die profeseë wat Israel, die mense van Israel tot hulle beskikking gehad het baie duidelik gepraat van 'n koninkryk wat gevestig sal word op die aarde en van 'n Messias wat sou kom. En hulle verwagting was dat 'n Messias sou kom en hulle bevry van die Romeinse onderdrukking en die Romeinse heerskappy oor hulle. En baie het gehoop dat Jesus dit sou doen. Kom ons kyk na 'n paar profeseë, net om te bewys dat wat ek sê is nou wel waar en nie sommer met my duim gesuig nie. Ek wil begin deur te verwys eers na Jesaja 9 vers 5. Dis 'n baie belangrike deel, en miskien het jy dit al teëgekom. Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors, vir die uitbreiding van die heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, deur reg en geregtigheid van daar af en vir altyd. So hy is op die troon van Dawid sit,
en hy sal regeer, en sy heerskappy sal wees vir vrede sonder einde. Pragtige woorde, iets om na uit te sien. Dis dinge hierdie nog wat gaan gebeur. Hierdie koninkryk gaan opgerig word op die aarde, en Israel gaan 'n baie dominante rol speel in daardie koninkryk. Vir nog 'n vers hieroor, nog 'n gedeelte hieroor, kan ons kyk na Daniël 2 vers 44, waar Daniël besig was om 'n droom uit te lê wat Nebukadneser gehad het, en ek kan nou nie in die hele droom ingaan en alles verduidelik daar nie, maar ek bring dit nou af tot by die punt wat ek wil voorbring hier in Daniël 2 vers 44, waar hy sê, in die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig wat vir ewig nie vernietig sal word of aan 'n ander volk oorgelaat sal word nie. Hierdie koninkryk sal al daardie ander verpletter en tot 'n einde bring, en dit sal standhou vir ewig. So hier is 'n koninkryk wat die ander koninkryke gaan verpletter, en hierdie koninkryk is die koninkryk van God sal vir ewig bly staan, of ten minste vir daardie tydsbestek wat dit bedoel is om te bestaan. En dit is waarna Israel so uitgesien het. Mense wat die profeseë verstaan het, het uitgesien daarna. En hulle het gehoop, die Messias, as dit Jesus sou wees, sou dit vir hulle doen. Ons kyk na Micha 4, vers 1 tot 3. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan as die hoogste van die berge. Ja, hy sal bo die heuwels uittroon, volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy weë kan leer, en ons op sy paaie kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom, en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal reg spreek tussen baie volke, en die reg handhaaf, vir talryke nasies, tot in die verste uithoeke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard nie mekaar opneem nie, hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Wat 'n fantastiese prentjie wat hier geskets word. Ek sien baie uit daarna, want dit gaan vervul word. God sê nie dinge deur sy profete as beloftes en dan gebeur dit nie. Wat hy sê moet gebeur, gaan gebeur. Al vat dit baie langer as wat ons gedink het, en vir Israel seker heel wat langer as wat hulle gedink het dit sal wees. Maar dit is waarna hulle uitgesien het, uitgesien na 'n koninkryk, en daai koninkryk gaan kom. En Jesus het baie gepraat oor daardie koninkryk, en hy het gepraat oor wie dit sal beerwe en wie nie. En dit gaan op die aarde wees, en ons gesê, gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe, Matteus 5 vers 5. Dit praat nie oor die hemel nie, dit praat oor aarde, veral waar Israel 'n dominante rol gaan speel, en die ander nasies met die tyd ook daardeur beïnvloed gaan word en getrek sal word, en dan sal opkom na Jerusalem toe om meer te hoor van die waarheid. Die 'n pragtige prentjie die geskets word. So hulle het uitgesien na hierdie koninkryk, en sou dit wees dat iemand dit nie maak nie, en dit is waar dit nou inkom, dat Jesus het heel wat waarskuwings gegee, dat nie almal dit gaan beerwe nie. Dis waar dit inkom van, en nou is die weg na daai pad van die koninkryk toe, maar breed is die weg na die verderf. En die verderf is nie die hel nie, dis net, jy gaan dit nie maak in die koninkryk nie, jy gaan nie daar inkom nie. En dan gaan die mense jammer wees, baie jammer wees, as hulle sien, hier kom die koninkryk en hulle gaan dit nie maak nie. Hulle gaan dit nie beerwe nie, want dit is 'n wettiese ding hier. Dit is niks te doen met genade hierso nie. Dit is 'n wettiese bedeling wat hier geld. En as jy nie reg gelewe het nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Dit is vir Israels veral. En so die wat dit nie gaan maak nie, en gaan sien hier kom die koninkryk, en ander kom in, en selfs van ander nasies ook, wat aansit by Abraham, Isak en Jakob, maar hulle is nie daar nie, hulle word nie deel daarvan nie,
gaan baie spyt wees, en dan gaan 'n geween wees, en 'n geknars van tande. Dit is nie dat hulle brand in helse vuur nie, dis net hulle is so teleurgesteld en jammer, en ja, spyt dat hulle nie daar deel daarvan kan wees nie. Kom ek gee vir jou 'n paar versies wat jy sal sê, wat dalk dui dat die geween, die geknars van tande, veral daai stukkie, het nie te doen met negatiewe emosies, dit is pyn en foltering. En kyk na Psalm 35 vers 16. Dis Dawid wat hy skryf, hy sê, hulle toets my, hulle spot my met minagting, hulle kners op hulle tande vir my. So die kners van tande daar, het niets te doen met dat die mense deur pyn en foltering gaan nie, dit is, hulle het 'n minagting vir Dawid. Kyk ook na Handelinge 7 vers 54, dit is waar Stefanus praat voor die Sanhedrin, hy is opgeroep om sy storie te gee, en Stefanus het hulle aangevat omdat hulle die Messias, Jesus, doodgemaak het. En dan staan daar, toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en het hulle op hulle tande begin kners oor hom. So hulle was baie kwaad, woedend, en het hulle tande gekners. Nie van pyn en foltering nie, maar van woede, die hy durf so hulle aanvat en aanspreek, en hou net om te gestenig, aan Handelinge 7. So, ja, dit is nie dat dit die gewene gekners van tande enigiets te doen het met brand en vuur. Dit is iets heeltemal anders, dit is waar mense negatiewe emosies ervaar, hulle is spyt, dit is kwaad, en die wat nie die koninkryk gaan maak nie, gaan so voel, en dit is waaroor al hierdie gevalle wat ek genoem het van Jesus gaan oor dit. Ek kan maar gaan kyk. Dit gaan nie, nêrens daar word die woord hel gebruik nie. En selfs dan die vertalings wat die Griekse woorde gebruik, Gehenna en Hades, dit word ook nie daar genoem nie. Dit is nie die konteks daarvan nie. Kan maar gaan kyk. So, die waarheid is eintlik dat God op die ou einde almal in sy kraal gaan kry. Almal gaan met hom versoen word. Ons stuur af op 'n fantastiese einde. God het 'n plan, mense. God het 'n plan, en hy plan gaan werk, en dit gaan fantasties wees. Dis goeie nuus. Die evangelie is goeie nuus. Maar ons moet dit reg verstaan. Hierdie woorde word nie sommer oral gehoor nie. En moet my nie glo nie. Gaan kyk dit op. Gaan kyk op wat ek die teksverse wat ek gee, gaan dink daaroor, en sien dat daar 'n groter prentjie, en sien dat God is 'n wonderlike God. Daar is nou baie dinge op die aarde wat nie gebeur, wat ons sal sê is sleg, is tragies, is wreed, maar hy laat dit toe vir 'n doel, en is tydelik. Dis tydelik. Ons lees in Kolossense 1 vers 19 en 20, want God het dit goed gevind om deur hom, dis nou deur Christus, alles, ja, alles op aarde en in die hemel met homself te versoen. Alles met homself te versoen. Alles en almal. Niks uitgesluit. Jy lees ook in Openbaring, of kom ons sê, vergeef hierdie in Psalm 150 vers 6, sê, dis die laaste vers in Psalms. Sê dit moet onthou, die laaste versie in die boek van Psalms, Psalm 150 vers 6, sê, alles wat asem het, moet die Here loof. En dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Alles wat asem het, moet die Here loof. Ek glo dit gaan gebeur. Ek glo dat die hele skepping gaan as het ware juig. Romeine 8 in vers 1, as ek reg onthou, Romeine 8 skets 'n prentjie van die hele skepping wat so van 'n afwagting is, soos 'n vrou wat in barensnood is, en wag vir 'n bevryding, en hy bevryding gaan kom. Dit gaan kom. Dan gaan nie geween wees en geknars met tande dan nie. Dan gaan daar lofprysing wees.
en 'n gejuig. Openbaring 5 vers 13 sê, en ek het die skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep aan hom wat op die troon sit, dis God die Vader, en aan die Lam, dis Christus. Kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. En vriende, kom ons vergeet nou vir ons die gewene geknars van tande. Die koninkryk van God is 'n ding wat niks te doen het met ek en jy nou in hierdie tydsbestek nie. Dit is 'n profesie wat nog vervul gaan word, en dit is veral vir Israel wat hierdie waarskuwings gegee is. En ons lot, God het 'n doel vir die mensdom. En of nie persone in die koninkryk gaan kom of nie, uiteindelik gaan hy almal inkry. Uiteindelik gaan hy almal betrek. Uiteindelik gaan elke knie voor hom buig, soos dit sê in Filippense 2. En ook nou wat ek hier gelees het, Openbaring 5. Dit is 'n baie interessante en inspirerende prentjie. Dink 'n bietjie daaroor en verheug jou in hom en in hierdie boodskap. Nie dat mense vir julle verstaan dat hierdie gewene geknars van tande het te doen met die lot van die meerderheid van die mensdom nie. Dit is nie so nie, dit is onwaar.